Kom ons raak stil vir die seën van die Here. Dit sê die Amen, die getroue en waaragtige getuie. Genade vir julle en vrede, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die eerstgeborene uit die dode. Amen. U kan maar sit. Kom ons antwoord op die seëngroet van die Here deur om saam te sing Gesang 267. Gesang 267, daarvan gaan ons die eerste en die tweede vers. Gesang 267, vers 1 en vers 2. Gesang 267, vers 1 en vers 2. Oh
sit. Broers en susters, u kan in u gesangeboeke so lank oopmaak by Gesang 68. Gesang 68 gaan ons vers 1, vers 4 en vers 5 sing, nadat ons na die wet van die Here geluister het. En dan ook kan u so lank oopmaak by Psalm 116, Psalm 116. Daarvan gaan ons die eerste en die 10de vers sing, na die geloofsbelijdenis. Dit is Gesang 68, vers 1, 4 en 5. Dit sal ons sing na die wet van die Here, ek gaan dit nie weer aankondig nie. Gesang 68, vers 1, 4 en 5. En dan na die geloofsbelijdenis, Psalm 116. Daarvan sing ons vers 1 en vers 10. Kom ons luister dan nou met die nodige eerbied en ontzag na die wet van die Here, soos wat dit vir ons in Exodus 20 opgeteken is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Broers en susters, elke een wat met 'n ware berou en opregte geloof hulle toevlug neem in Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here, dat as hy sy sondes bely en dit laat staan, sal dit in die verdienste van Jesus Christus aan die kruis op Golgotha vergewe word, en in sy opstanding sal ons die ewige lewe ontvang. Maar elke een wat nie Jesus Christus bely nie, wat nie sy sondes laat staan nie, en Jesus Christus nie erken as ons verlosser nie, aan hom verkondig die woord van die Here, dat ons self ons eie sondes moet dra, en dis sal ons onsself verdoen. Dit staan vir ons geskryf in Johannes 3 vers 36, daar staan, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Met daardie woorde kom ons bely dan nou ons ongetwyfelde geloof in God drie-enig, volgens die 12 artikels. Elkeen wat dit glo, spreek soos volg in hulle harte. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Broers en susters, die woord van die Here kom vanmôre tot ons uit twee gedeeltes in Openbaring. Ons gaan eers saam lees net 'n paar verse in Openbaring 7. Openbaring 7 gaan ons vers 2 en vers 3 lees. En dan die hoofgedeelte wat ons gaan lees is Openbaring 13, vers 11 tot 18. Die eerste lees Openbaring 7, vers 2 en 3. En dan gaan ons saam lees Openbaring 13 vers 11 tot 18. Met die woord so geopen voor ons, kom ons bid tot die Here.
Almagtige God, Heer en Hemelse Vader, ons wil U dank vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons as 'n gemeente U kan nader in volle afhanklikheid van al U goedheid. Ons wil U dank dat ons U naam kan aanroep op hierdie môre, en dat ons weet dat U sal hoor, dat ons weet dat U hier teenwoordig is. Ons wil U dank vir die genade wat ons ontvang het, genade wat ons nie verdien nie. Wees met ons deur U Heilige Gees, en spreek met U woord in elkeen van ons harte, dat ons nie net vanmôre weer U woord sal hoor en normaal sal aangaan, sonder dat ons onaangeraak is deur die woord nie, maar ons wil vir U vra, spreek tot ons harte, dat ons monde sal oorloop van U woord en U goedheid. En as dit nodig is om ons lewens te verander, dat ons dit sal doen soos wat U Gees ons vra. Lei ons dat ons U getroue getuies sal wees. Wees met elke een van ons broers en susters wat beproef word. U weet hoeveel swaar kry, hoeveel bekommernis daar is. En ons wil elke swaar kry en bekommerde hart aan U opdra. Dat U ook met hulle sal wees, dat hulle sal weet, daar is hoop in U. En dat ons ook in U liefde mekaar se laste ook sal help dra. Ons dank U vir al die genade wat ons ontvang het. En ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam in die woord van die Here, Openbaring 7. Daarvan lees ons vers 2 en vers 3. Vers 2. En ek het 'n ander engel sien opkom van die opgang van die son, met die seël van die lewende God. En hy het met 'n groot stem geroep na die 4 engele aan wie gegee is om die aarde en die see te beskadig. En gesê, moenie die aarde of die see of die bome beskadig, voordat ons die diensknegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het nie. Dan lees ons saam Openbaring 13. Vanaf vers 11. Openbaring 13 vers 11. En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom. En hy het 2 horings gehad, net soos 'n lam, en het gepraat soos 'n draak. En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë. En hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is. Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdal op die aarde voor die oë van die mense. En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen. Deur aan die bewoners van die aarde te sê, dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier, wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het. En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie. En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word, sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het. Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van 'n mens, en sy getal is 666. Tot sover. Salig is elke een wat die woord van die Here hoor
en dit in sy of haar hart bewaar. Broers en susters, hoeveel keer lees ons nie hierdie gedeelte of soortgelyke gedeeltes wat handel oor die anti-kris, en dan wonder ons, wie is hy nou eintlik? Gewoonlik dink die meeste mense wat 'n gedeelte lees oor die anti-kris en dink oor wie hy is, dink ons aan 'n toekomstige figuur of aan 'n persoon wat in die hedendaagse tyd daar is. Maar as ons so na Openbaring kyk in die konteks waarin hy geskryf is, en ons neem in ag aan wie hy geskryf, onthou Openbaring is geskryf vir die 7 gemeentes in Klein-Asië, daai 7 gemeentes waarvan 'n mens in die eerste 4 hoofstukke lees. Openbaring is oorspronklik vir hulle geskryf. Wat het hierdie mense gedink toe hulle hierdie gedeelte vir die eerste keer hoor? Wie het hulle gedink is die anti-kris? Wanneer hulle in daardie tyd Openbaring gelees het, kon hulle sekerlik nie anders as om hierdie beskrywing van die anti-kris op een van hulle keisers of hulle konings van daai tyd van toepassing te maak nie. Want as 'n mens hierdie gedeelte lees, dan wil dit voorkom asof een van hulle keisers amper woordeliks beskryf word, volgens die beeld wat hier oor hierdie dier gegee word. Nou daardie keiser waaraan die Christene van daai tyd waarskynlik gedink het, was keiser Nero Claudius. En al die Christene sou onmiddellik gedink het wanneer hulle hierdie gedeelte lees, dat hier Johannes is besig om hom te beskryf. Die eerste ding wat 'n mens in die geskiedenis van keiser Nero Claudius raak lees, is dat hy Christene met 'n passie gehad het. Hy wou die Christendom van die aarde af wegvee. Maar dit is nie hoekom die Christene gereken het, hy is die anti-kris nie. Daar is baie ander redes. Hy was eerstens die eerste Romeinse keiser wat die Christene nou vervolg het, en dit was dus die eerste amptelike staatkundige vervolging van die Christene. Voor hom was die Christene vervolg, dit was deur die Jode gewees, maar dit was nie deur die regering van die tyd gewees nie. Maar keiser Nero Claudius het die Christene vervolg. Nou, die rede hoekom hy vir die vroeë Christelike kerk as die anti-kris gelyk het, is baie, maar ek sal 'n paar van hulle noem. Wanneer 'n mens sy naam in Hebreëus geskryf het, dan het sy naam, was die berekening van sy naam 666. Ek gaan vir u verduidelik hoe dit werk. In die Hebreëse skryftaal het hulle nie nommers gehad soos wat ons 1 tot 10 het nie. Hulle het alfabetletters gebruik om nommers te skryf. Met ander woorde, as hulle 1 geskryf het, was dit die eerste letter van die alfabet wat hulle geskryf het. En so, die tweede letter van die alfabet was 2 en die derde letter van die alfabet was 3. En so het hulle 'n numeriese waarde aan elke letter van die alfabet gegee. En wanneer 'n mens dan nou keiser Nero se naam in Hebreëus geskryf het, en jy gebruik hierdie numeriese waarde van die Hebreëse alfabet, en jy dit bymekaar getel, dan was die antwoord wat jy gekry het 666. En so het hulle dan nou gereken, sy naam is dan nou hierdie ene waarvan gepraat word. Maar dit was ook nie die enigste rede nie. In die jaar 68 na Christus het die Romeinse Senaat genoeg gehad van keiser Nero en hulle het hom verwerp. Met ander woorde, hulle het hom afgedank. En dit moes hom nou seker baie erg getref het, want net daarna het keiser Nero gaan selfmoord pleeg. Hy het homself doodgemaak voor 'n paar getuies. 'n Paar mense het hom gesien, waar hy homself vermoor het. Maar baie mense het geglo dat keiser Nero weer eendag sal terugkom, dat hy uit die dood uit sal opstaan en saam met hom sal hy 'n groot weermag uit die ooste uitbring. En die weermag sal dan kom en hy sal al sy vyande versamel. Met ander woorde, hy sal die Romeinse Senaat wat hom verwerp het verslaan, maar ook die Christene wat sy grootste vyande was volgens hom, sal hy dan verslaan. En toe in die jaar 80 na Christus, so 'n paar jaar later,
het 'n man met die naam Terentius Maximus voorgegee dat hy die opgestane keiser Nero is. En wanneer hy gepraat het die mense wat keiser Nero geken het, gesê, dit klink is net soos keiser Nero, hy het net soos hy gepraat. So het baie mense geglo dat Terentius Maximus die opgestane keiser Nero was. En baie mense het hom geglo en het selfs hom aanbid as die songod. Nou oor die eeue was daar meer as 30 prominente figure gewees wat uitgestaan het, wat ingepas het by hierdie beeld van die Antichrist. Ek gaan vir julle so 'n paar name noem van wie hulle was en jy sal hoor, meeste van hulle is baie bekende name. Die eerste naam wat ek vir julle lees is die islamitiese profeet Mohammed. Die paus van die Rooms-Katolieke Kerk word ook deur baie mense gesien as die Antichrist. Dan Napoleon, Adolf Hitler, Joseph Stalin, John F. Kennedy, Saddam Hussein, Yasser Arafat, Bill Gates, Prins Charles van Wallis, en in Suid-Afrika is ook baie mense wat reken dat Nelson Mandela ook as die Antichrist gereken kan word. En een van die mees aanvaarde, wat mense die meeste aanvaar oor die wêreld, wat die Antichrist kan wees, is dan nou die VN, die Verenigde Nasies, wat gemik is op wêreldoorheersing en 'n nuwe wêreldorde. Nou of een van daai spesifiek nou die Antichrist is, kan ons nie sê nie, maar wat wel prominent is dat daar baie mense reg oor die wêreld is, wat hierdie mense aangesien het as die Antichrist. Nou wanneer ons kyk na die gedeelte wat ons vanoggend gelees het, moet ons die dier waarvan ons hier lees nie verwar met die ander diere, die vorige dier waarvan ons gelees het, die dier wat uit die see uitkom en die dier en die draak nie. Want ons het die vorige 2 sondae na daardie gekyk, die draak en die dier, en nou kom ons by hierdie een, die derde dier. Nou, die doel dat hier 3 diere is, of die draak en die 2 diere, is die Satanse poging om die 3 eenheid van God na te maak. Die draak het oorlog gevoer teen God in die hemel, en hy is dus die duiwelse vervalsing van God die Vader. Dan het die profeet, of eintlik nie die profeet nie, die duiwelse Messias of die Antichrist gekom, dit is nou die dier wat uit die see uitgekom het, en hy het voorgegee om Christus te wees. En hy het dus, toe hy voorgegee om Christus te wees, is hy dus die vervalsing van Christus. En dan kry ons nou te doen met die laaste dier, die dier wat uit die aarde uit opkom, wat seker maak dat die mense aanhou om die valse Christus te aanbid. Met ander woorde, hierdie dier stel die vervalsing van die Heilige Gees voor. Nou hierdie dier wat ons dan nou na kyk, lei ons af vanaf vers 18, dat dit 'n mens is. Dit is 'n namaaksel, waar die Satan dan nou die Gees van God namaak. Nou die dier wat uit die aarde uitkom, moet seker maak, die mense hou aan glo, hy moet seker maak, die mense hou vas aan die leuns wat hulle glo, en hy moet aanhou om voor te gee, dat die draak wat uit die see uitkom, God is. Nou hierdie mense, of hierdie dier, of hoe ons hom ook al wil noem, sal deur mense beskryf word, dat hy goeie dinge doen. Hy doen wonderwerke, ongelooflike dinge. Op die oog af sal dit alles so goed en mooi lyk. Dit sal so goed en mooi lyk, dat almal daarvoor sal val en hom volg. Hy probeer dan om alles te doen, soos wat die Heilige Gees te doen. Maar in Openbaring 7 vers 2 en 3, het ons gelees, hoe God die wat aan hom behoort, verseël met 'n seël op hulle voorhoof. En hierdie seël is daar om te keer
dat hier die kinders van God, of die wat aan God behoort, nie val vir die slinkse praatjies of wonderwerke van die draak nie. Maar wat is hierdie seël? Wat maak hom so besonders? En wat is die seël? Hierdie seël is wat elke kind van God op sy voorhoof dra. Nou, dit is nie 'n letterlike seël wat ons kan sien nie, maar dit is die Heilige Gees wat in jou hart werk en wat God se woord aan jou verkondig. Nou, as ons bietjie kyk, nou, hoe weet ons wanneer is dit die Heilige Gees wat in jou hart verkondig? Hoe weet 'n mens wanneer is dit hierdie dier wat voorgee om die Heilige Gees te weet? Hoe weet ons wat se seël dra ons op ons voorhoof? Dra ons die seël van die Here of die merk van die dier? En dit is die vraag wat ons moet vra. Wat se een dra ons? En 'n maklike vraag om dit te antwoord is, wie praat in jou hart? Wie se stem hoor jy? Die Heilige Gees of die stem van die dier wat uit die aarde uit opkom? Nou, as die Heilige Gees aan jou verkondig, dan verkondig hy die waarheid, die suiwere waarheid. Hy verkondig van die ware God, die Vader wat jou gemaak het. Hy verkondig nie aan jou dat daar een of ander oerknal was waardeur die wêreld ontstaan het nie. Hy verkondig aan jou die waarheid soos dit in die woord van God staan. Wanneer die Heilige Gees aan jou verkondig hy van 'n Christus wat werklik gesterf het, wat werklik uit die dood uit opgestaan het, wat werklik opgevaar het na die hemel en werklik sit aan die regterhand van God die Vader. Hy verkondig in ons harte deur die woord en daad van Christus, wat weer sal kom, wat op die wolke sal kom soos wat hy opgevaar het, nadat hy vir ons plek voorberei het. Maar dit is nie wat die dier verkondig nie. Die dier verkondig alles in stryd hiermee wat die Heilige Gees verkondig. Die dier verkondig ons alle mooi dinge, hy verkondig ons wat ons wil hoor. Hy verkondig vir ons halwe waarhede. Hy probeer soveel waarheid daarin kry, genoeg dat ons dit glo, maar nie genoeg dat dit die waarheid is nie. Hy verkondig van 'n dier wat amper dood was, maar oorleef het, of gesond geword het. Hy verkondig van 'n draak wat teen God oorlog gemaak het, en verloor het. Een wat nie vir Jesus Christus kon oorwin nie. Hy verkondig 'n boodskap van 'n dier, of 'n draak, wat nie eers die kerk kon oorwin nie. Maar hoe sal 'n kind van God dan weet hoe om tussen die twee te onderskei? Dit is nou maklik om te sê, ek ken die waarheid, ons val nie daarvoor nie. Maar as 'n mens, hoe weet 'n mens watter is die waarheid? Hoe onderskei 'n mens tussen die ware woord van God en die nagemaakte woord van die duiwel? Wel, in die eerste plek, as ons die ware woord van God het, dan beteken dit God rus ons toe met ware wysheid. Maar dit is nou maklik om te sê, ons moet wysheid hê, ons moet die wysheid van God hê, of die ware wysheid van God hê. Maar wat is wysheid? Wysheid is nie iets wat 'n mens vir iemand kan leer, of iets wat ek vir u kan gee nie. Dit is alleenlik iets wat 'n mens van die Here kan kry. In Psalm 110 word dit vir ons mooi beskryf, in vers 10. Daar staan, die vrees van die Here is die beginsel van die wysheid. Almal wat dit beoefen, het 'n goeie verstand. Sy lof bestaan tot in ewigheid. Nou dit is wat die ware, onvervalste Heilige Gees van God in ons in sy woord leer. Hy leer ons, vrees die Here, niks anders nie. Dit klink dalk baie eenvoudig. Vrees die Here en niks anders nie. Dit is hoe 'n mens die waarheid en die leuen kan onderskei. Vrees die Here en niks anders nie. Net in hom. En jy sal genoeg weet om weg te kom van die duiwel af. En ons sal ver genoeg kan sien om nie op die duiwel se weg te wandel nie.
Nou wat met vrees bedoel word, is nie vrees in die sin dat ons moet bang wees vir die Here nie. Dis nie wat die Here daarmee bedoel nie. Ja, ons het sekerlik baie rede om bang te wees. Maar dis nie wat die Here bedoel met vrees nie. Hy sê nie, wees bang vir die Here. Hierdie vrees moet ons sien in die sin van 'n aanhitsing of 'n aandrywing tot getrouheid. Ons moet getrou wees aan die Here. En as ons getrou is aan die Here, beteken dit ons hoef niks anders te vrees nie. Ons hoef nie die dier te vrees nie, want ons het die merk van die Here. Ons hoef nie die wêreld te vrees nie, ons hoef nie een van die dier se trawante te vrees nie, want ons het die merk van die Here en ons hoef niemand te vrees nie. Dit is wat die vrees van die Here beteken. Dit beteken vreesloos vir enige iets anders, want as ons nou mooi daaraan dink, wie het enige mag behalwe God? God is almagtig, die duiwel kan al mag hê, maar niks wat hom nie toegelaat word nie. Maar die vraag wat ons elkeen vir ons moet vra, wie vrees ons werklik? Vrees ons die Here of vrees ons die duiwel? Kom ons pas die beginsel van wysheid toe op ons eie lewe om te sien watter soort seël ons dra. Of ons die seël van die Here dra of die merk van die dier. Vra jouself die vraag af, wat is die belangrikste in jou lewe? Moenie net nou die mooi Bybelse antwoord vir jouself gee nie. Wat is die belangrikste ding in die lewe? Daardie een ding waarvoor jy alles sal prysgee. Is dit dalk jou gesin? Is dit dalk jou man of jou vrou of jou kinders? Jou werk? Jou besittings, jou bates? Nou as 'n mens 'n getroue Christen is, sal 'n mens se antwoord onomwonde wees, die Here en sy heil is vir my die belangrikste. En meeste Christene sal waarskynlik sê dat niks anders is vir ons belangriker om die Here te dien nie. Niks anders is vir ons belangriker om die heil van die Here te soek nie. En meeste Christene sal sê, ek is bereid om te sterf. Ek is selfs bereid om die swaar ding om my gesin prys te gee vir die Here. Maar is dit regtig? Is dit regtig die waarheid dat ons dit regtig sal doen? Sal ons Christene, as ons voor die proef gestel word, regtig alles vir die Here kan gee? Wel, die enigste manier hoe mense dit kan toets, is ook seker nie so akkuraat nie, maar die enigste manier is om onsself te toets aan ons dade, dit wat ons voorheen gedoen het, die manier hoe ons opgetree het wanneer ons in soortgelyke situasies is. Kom ons vra onsself die vraag. Ons sê ons sal bereid wees om die Here getrou te dien met die groot dinge in ons lewe. Maar hoe tree ons op met die klein dinge? Is ons getrou aan die Here selfs met die kleinste dingetjies? Of reken ons dis net so klein, ons hoef nie so getrou te wees? Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld van 'n advertensiereeks wat 'n paar jaar terug op die TV was. Nou hierdie advertensiereeks was oor 'n bank, 'n Suid-Afrikaanse bank gewees. En die advertensie het soos volg gegaan. Daar het 'n navorser in die straat rondgeloop en vir mense gevra. Hier is 2 banke. Die een bank is oop op 'n Sondag en die ander bank is toe op 'n Sondag. By watse een sal jy bang? En dan sê in die advertensie antwoord die persoon wat nou ondervra word, dan is sy reaksie, is jy mal? Hoe kan jy my so vra? Natuurlik sal ek na die een toe gaan wat op Sondag oop is. Wat is ons nou makliker as dit? En so het hierdie advertensie gegaan, en elke weergawe van die advertensie was so gewees. En dan wonder 'n mens, is dit regtig so maklik om die merk van die dier te kies bo die merk van die lam? Of hierdie klein dingetjie? En broers en susters,
Net so trap 'n mens in die slaguister van die duiwel. Iemand wat die Here meer vrees as die duiwel, sy antwoord sou gewees het, is jy mal? Definitief die bank wat op Sondag toe is. Dit sou 'n kind van die Here se antwoord gewees het. Ons is bereid om ons lewe, ons gesin en alle groot en belangrike dinge op te gee. Maar hoeveel van ons kies die Here op die klein dinge? Hoeveel van ons dink nie 2 keer daaraan om op 'n Sondag in 'n winkel in te stap? Hoeveel van ons dink nie 2 keer daaraan om op 'n Sondag besigheid te doen? Hoeveel van ons dink nie 2 keer daaraan om enige van die gebooie op die kleinste manier te oortree? Niemand van ons, of baie van ons sal sê, ek nog nooit my pa en ma gevloek nie. Maar hoeveel van ons het hulle nie al verwens nie? Hoeveel van ons het nie al, het nog nooit iemand vermoor nie? Maar hoeveel van ons het nie al ons naaste gehaat nie? Hoeveel van ons het nog nooit egbreek gepleeg nie? Maar hoeveel van ons het al gewens om egbreek te pleeg? Hoeveel van ons het nog nooit gesteel nie? Maar het gewens om te steel, het begeer om te steel, of het die kleinste goedjies gesteel. Hoeveel van ons vertel nooit groot leuns nie, maar het nie 'n probleem met 'n wit leentjie nie. Hoeveel van ons het nog nie begeer om elke een van hierdie gebooie te oortree nie. As ons met hierdie klein dinge nie eers die Here kan kies nie, hoe wil ons verwag dat as die Here ons eie lewe of die lewe van ons gesinne vra, dat ons hom sal kies? Ons is bereid om te sê ons sal die groot dinge doen, maar ons dade spreek 'n heeltemal ander prentjie. Vir klein dingetjies maak dit nie saak nie. Vir klein dinge kies ons gemaklik die duiwel. Maar vir die groot dinge sê ons sal die Here kies. En daarmee vra ek vir u, kies ons dan werklik die merk van die dier of die merk van Christus? As dit van ons afhang, broers en susters, en u het nou gesien, ons sê een ding, maar ons dade sê 'n ander ding. As dit van ons afhang, sal ons elke liewe keer die merk van die dier kies en die Heilige Gees ongehoorsaam wees. Maak nie saak hoe groot of hoe klein dit is nie. As ons bereid is om die Here te verloon vir die klein dinge, sal ons hom verloon vir die groot dinge. Tensy ons ophou om die Heilige Gees in ons hart se mond toe te stop. Het is vir ons gemaklik om die Heilige Gees te ignoreer op die klein dinge. Maar broers en susters, die Here ken die mens en hy het geweet ons sal so wees. En daarom het Jesus Christus na die aarde toe gekom, daarom het hy aan die kruis gesterf. En omdat hy aan die kruis gesterf het hy ons vrygemaak van hierdie aanhoudende keuse wat ons maak vir die duiwel. Hy het ons weggevat van hierdie aanhoudende verloning van die Here, dat ons op die ou ende vir hom kan, soos ek sê, ons kan hom nie kies uit ons eie nie, maar op die einde van die dag, nadat hy uit die dood uit opgestaan het en al ons sondes vergewe het, kom die Heilige Gees en hy verander ons lewens. En hy gee vir ons die regte keuses. Hy gee daardie keuse, hy verkondig 'n evangelie van Jesus Christus, ons Here wat regtig uit die dood uit opgestaan het, wat regtig gesterf het, wat regtig opgevaar het na die hemel, wat regtig sit aan die regterhand van God. Hy verkondig vir ons daardie evangelie. En ons moet ons ore oopmaak daarvoor. Hy sal altyd daardie evangelie verkondig. Die vraag is net, as 'n kind van die Here, na watse een wil jy luister? Daar is net een waarna 'n kind van die Here kan luister. En dit is na die ware en onvervalste woord van die Heilige Gees. En daarom kan ons nie aanhou om die Here onbepaald te verloon nie. Die tyd het gekom dat ons vandag na die Heilige Gees begin luister en in sy krag ophou om die Here te verloon en net vir die Here te sê, Here, red ons, want uit onsself kan ons dit nie doen nie.
Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, Here en Hemelse Vader, dankie vir die genade wat U vir ons gegee het, dat ons ook vandag voor U kan staan. Dankie dat ons, hoewel ons soms deur ons eie onkunde en dwaasheid verhoed word en deur die verleiding van die duiwel verhoed word, dat ons die ware en onvervalste woord deur die werking van die Heilige Gees by U kan hoor. Ons wil U vra dat U ons die krag sal gee, dat ons getrou sal vasstaan in dit wat U ons leer. Maak ons harte en ons ore oop, dat ons sal ophou om te luister vir die duiwel wat vir ons sê, ons kan maar almal doen dit. Dat ons na U stem sal luister, al doen almal dit. Al ontheilig die wêreld U Sabbat. Al luister die wêreld nie na U stem nie. Maak ons harte oop en ons ore oop, dat ons daarna sal luister, dat ons ophou met ons dade die klein dinge teen U te kies, maar dat ons in U Heilige Gees die klein en die groot dinge vir U sal kies. Ons bid dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar alleenlik in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, daar sal nou geleentheid wees om U offergawes aan die Here te gee. Broers en susters, kom ons antwoord op die woord van die Here, deur om saam te sing, gesang 298, gesang 298, daarvan sing ons vers 1, 2 en 3, gesang 298, vers 1, 2 en 3.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Kom ons hou net so 'n oomblik van stil gebed waarin ons almal tot die Here sal bid. Ons vra dat u sal bid vir ons broers en susters wat siek is en ook wat swaar kry. Ons wil ook spesifiek vra dat u ook ons die nuwe preekpunt wat ons by Hubertina begin het sal opdra in die gebede, dat die Here ook daar groei sal bewerk. En ons wil vra dat u ook sal bid vir die Christene wat vervolg is. Vandag bid ons vir die lande in Noord-Afrika. So ons wil vra dat u ook vir hulle sal bid. Kom ons hou dan so oomblik stilte en dan bid ons saam in stil gebed. Kom ons bid saam. Amen.